Liewe broers en susters en kinders, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Here ons God en ons hemelse Vader, Here ons loof en ons prys U. Here ons is klein, nietige mense, ons is stof van die aarde. U is die groot, almagtige God. Here, die feit dat U aan al die mense gelyktydig kan dink, dat U almal kan vashou, dat U die volkere en nasies beheer, dat U in beheer is van die natuur, dat U spreek en dinge gebeur, gaan ons verstand te bowe, Here, maar ons in die geloof wil ons vanmôre net na U toe kom, ons wil voor U kom buig, ons wil in ootmoed voor U kom neerkniel en ons wil sê, Here, vergewe ons, reinig ons, maak ons skoon, Here, vergewe ons waar ons teen U oortree, vergewe waar ons opstandig gesteen nie, vergewe ons grootheidswaan waar ons dink dat ons dinge kan beheer in eie krag. Vergewe as ons wegdwaal van U af, Here. Vergewe ons land, Here, en bring ons terug na U toe. Ons wil bid, ons smeek U, Here, dat U ons sal terugbring na die lewende water. Ons wil bid, Here, dat U ons sal voed en sal sterk en sal krag gee. Ons wil bid, Here, dat U naam verheerlik sal word. Wees ons genadig, Here, sodat U ook U seëninge vir ons kan gee, want Here, U wil ons seën, maar U wil naby aan ons wees. U wil ons eers naby aan U hê en ons wil kom, Here. Seën ook vanmôre vir ons met U woord. En o Heilige Gees, ons wil graag luister as U deur die woord met ons praat. Ons bid dit alles in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Liewe broers en susters, kom ons lees vanmôre by Openbaring 7. En dan vra ons vanmôre die een groot vraag: wat is besig om te gebeur rondom ons, met ons en in hierdie wêreld? Openbaring maak nie net bekend wat eendag in die hemel gaan gebeur nie, maar Openbaring trek vir ons die sluier van die hemel so 'n bietjie weg om 'n troon te sien. En die troon in die hemel is daar met iemand op die troon. En wat ons moet sien van die aardse kant af, is in ons geestesoë deur die woord, dat daar iemand op die troon is. En as ons in die geloof die een op die troon sien, dan beïnvloed dit my lewe, hoe ek dink, hoe ek optree, hoe ons dink oor die wêreld. Dit beïnvloed my godsbegrip. Dit beïnvloed my begrip van mense. Dit beïnvloed my lewenswyse en die manier hoe ons teenoor mekaar optree. En nou sê Johannes, en as Johannes nou hierdie visioen sien van die skare, kan ons sê, hulle wat in die hemel is en hulle wat op die aarde is, hulle wat in God glo. Johannes sien nou die kerk. En wat sien hy? Daarna het ek 4 engele by die 4 hoeke van die aarde sien staan. Hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat daar geen wind op die land en op die see en teen enige boom sou waai nie. Ek het ook 'n ander engel van die ooste af sien kom met die seël van die lewende God. Hy het met 'n harde stem geroep na die 4 engele aan wie die mag gegee is om die land en die see te tref. En hy het vir hulle gesê, moenie die land en die see en die bome tref nie. Ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël.
Ons gaan net eers tot daar lees. En dan gaan ons deur hierdie gedeelte, dat die Here vir ons deur hierdie gedeelte neem. Nou wat Johannes sien, uit die aard van die saak, onthou die Bybelskrywers het mos 'n wêreldbeeld gehad, hulle het mos nog nie teleskope en laai goed gehad, hulle het nog gedink die aarde is vierkantig. Maar dit maak niks in die waarheid van die Bybel nie. Nou sien Johannes in sy geestesoog, sien hy die vierkant van die aarde, want kyk, hulle het mos op daai tyd geglo dat die aarde staan op 4 pilare, maar is reg so, wat hulle geglo het is dat God hou hom vas. En nou sien Johannes, daar's op elke sy van die aarde, staan daar 'n engel met uitgestrekte arms, en wat doen hier daardie engel? Noord, suid, oos, wes. Staan engele, en hulle hou die wind en die storms terug. Want die oomblik as die engele van God die elemente van die natuur gaan loslaat, dan gaan dit die einde wees. Die einde van die aarde. En terwyl hierdie 4 engele die elemente vashou, met hulle arms, kom daar 'n engel van die ooste kant af. En die engel van die ooste kant af sê, moenie loslaat nie, want kyk, hierdie hoofstuk 7 is in die middel waar hy 7 seels oopgemaak word. Daar's nou al 6 seels oopgemaak tot by hoofstuk 6. As die 7de seël oopgemaak word, dan is dit die einde. En net voor die einde kom daardie engel van die ooste kant af en hy sê, hou nog 'n bietjie vas. Moenie nou los nie. Moenie die winde en die storms nou loslaat. Gee nog 'n bietjie genade tyd. Hoekom? Ons moet eers die dienaars van God op hulle voorkoppe merk. Daar's nog mense wat moet inkom. Mense wat gered moet word, hou nog 'n bietjie terug. Ek dink ons het hierdie week so met groot dankbaarheid dat wel daai Loskopdam is binne 'n paar uur vol gemaak. Net so. Maar die persone wat binne in daai storm was, sê dit was skrikwekkend. Skrikwekkend om te sien, binne 'n paar minute is die storm net so 'n bietjie losgelaat. Maar al hierdie dinge is net 'n wekroep om te sê dis waar. Maar as dit die einde is, dan gaan dit nie vir 'n rukkie wees nie. As dit die einde is, dan gaan die engele hulle arms terugtrek. En as dit vir altyd. Dan gaan hy storm vir ewig duur. Ons moet eers die dienaars van ons God op hulle voorkoppe merk met die seël. En ek het die getal gehoor van die wat gemerk is. Daar was 144.000. Hulle was uit elke stam van die volk Israel. Uit die stam Juda was daar 12.000 en dan gaan hy nou aan. Dan word die 12 stamme genoem. Elke stam van Israel het 12.000. Nou 12.000 maal die 12 stamme, dit is die 144.000. Met ander woorde, dit verwys na die Ou Testamentiese tyd. Die Ou Testament, toe uit daai stamme God se volk gebore is. 12.000 uit Juda, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manasse, Simeon, Levi, Isaskar, Sebulon, Josef, Benjamin, en daar is die 144.000. Maar daardie 144.000 spreek woordelik, uit daai 12 stamme,
het hulle rug op God gedraai. Al was hulle by die naam geroep. By die naam geroep. Maar hulle wou nie na God luister nie. Ons behandel nou ook hierdie week by die wijksbijeenkomste, die kleinere profete, waar die Here vir Oulaas hierdie 12 stamme geroep het. Ons behandel nou Hosea, waar die Here sê, maar jy het jou rug op my gedraai. En na die 12de profeet Maleagi, nadat die Here met hierdie 12 stamme gepraat het, het die Here die laaste keer met Maleagi gepraat, die laaste boek in die Ou Testament, die laaste profeet. En na Maleagi het God vir 400 jaar stil gebly. Vir 400 jaar na Maleagi niks gesê nie. Want hulle wou nie luister nie. En toe laat hy uit 'n vrou, Maria, sy eie seun gebore word. En toe, nou lees ons verder, wat gebeur nou? Nadat daardie 12 stamme nie na God wou luister nie, hierna vers 9, hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was uit elke stam, nasie, volk en taal, en het voor die troon en voor die lam gestaan. Hulle het wit klere aangetree en daar was palmtakke in hulle hande. Hulle het hard uitgeroep, ons redding kom van ons God, wat op die troon sit en van die lam. Al die engele het rondom die troon, die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan. Hulle het toe voor die troon gekniel met hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid en gesê, Amen. Die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God, tot in alle ewigheid. Amen. Een van die ouderlinge vra toe vir my, hierdie mense met die wit klere aan, wie is hulle? En waar kom hulle vandaan? Sien? Nou vra een van die ouderlinge, vra nou vir Johannes, en nou hierdie ontelbare skare, hierdie ander mense, hierdie snaakse mense, vreemde mense, waar kom hulle nou vandaan? Hulle kom nie uit die stamme van Juda en Naftali en Josef van Ruben nie. Hulle is nie Jode van Palestina nie. Maar is 'n ontelbare skare, nou waar kom hierdie snaakse mense vandaan? Dis nie kerksmense nie. Bedoelende, dis nie mense van die wet van die Ou Testament nie. Dis nie Abraham, Isak en Jakob se bloedkinders nie. Nee, ons weet mos. Dit is die mense wat Jesus gaan haal het, toe hy 'n bruilof maal vir hulle reël, en hulle wil nie eers kom nie, die tafel is vir hulle gedek, maar hulle wil nie eers inkom nie. Hulle stel nie eers meer belang in wat God vir hulle bied nie. Toe sê Jesus vir sy diensknegte, gaan haal die vreemde mense op die strate. Gaan haal die mense wat ver van God af is. En toe gaan eet Jesus saam met baie, baie snaakse mense. En Jesus gaan bring mense in wat hulle vir hom wil kruisig. Hulle sê, jy kan mos nie met hierdie soort mense jou meng nie. Meng jou met die semels en vreet die varke jou. Hoe kan jy nou saam met hierdie mense gaan eet en gesels en kuier? Dis hulle. Toe bring Jesus mos nou, deur sy gees, gaan dan heen na al die nasies en volkere, gaan bring die vreemde mense in. Bring almal in. Almal wie se klere gewas kan word in die bloed van die lam. Maar nou vra die engel nou vir Johannes toe, en nou hierdie skare sien, nou wie is hierdie mense? Nou my liewe broers en susters, dit is nou 'n goeie vraag vir 'n ouderling om te vra.
Want dit is die soort vrae wat 'n ouderling moet vra. Want dit is waarmee ons moet besig hou. Nou, wie's die mense? Wie's die lidmate van die kerk? Watter mense kan nou, ek weet nie vanmôre, ons is bevoorreg gesien, is ander kerke op vanmôre ook hier, ook dis veral nou die voorbeeld van die NG Kerk. Nou maar, watter lidmate is nou op ons register? Wie mag nou lidmaat wees van die NG Kerk? En toe vra die engel vir Johannes, maar sê vir my nou, wie's geregtig om 'n lidmaat te word van julle gemeente? Wie's hulle? Toe antwoord ek, sê Johannes, ek weet nie meneer. Meneer is met 'n hoofletter. Dis dit nooit 'n ouderling wat vra nie. Dis dit die lam van God wat vra. Wie's die mense? Wie's welkom in julle kerk? Wie? Toe gee Johannes 'n baie goeie antwoord. Hy gee toe die antwoord, die regte antwoord. Ek weet nie, meneer. En dit is die antwoord. Meneer, ek weet nie. Kan ons amper sê, praat Johannes, julle moet kerkraadsvergadering hou. Watter lidmate mag nagmaal gebruik? Watter lidmate mag nou lidmaat wees? Ek weet nie, meneer. Hoekom weet Johannes nie? Omdat dit net die een is wat praat wat weet. Omdat dit net Jesus Christus is, wat mense se harte ken. Omdat dit nie vir 'n kerkraad is om te bepaal wie lidmaat mag word of nie in die eerste plek, of wie mag kerk toe kom of wie nie. Omdat dit nie vir my en vir jou is om mense te oordeel nie. Want ek dink ons gaan verbaas wees as ons eendag bevoorreg is om ons oë daar oop te maak oor wie daar is. Maar ek dink ons gaan miskien verbaas wees ook om te sien wie's nie daar nie. Ek weet nie, meneer. Sê ek vir hom, maar u weet. U weet wie's hulle. Hy sê toe vir my, dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en het wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors kry nie. Die son sal hulle nie brand nie en in hittegloed ook nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei. En God sal al die trane van hulle oë afdroog. Wie is hierdie groot skare? Ek weet nie, meneer, maar u weet. En dan antwoord die lam van God. Dit is hulle. Dit is hulle wie se klere gewas en het wit gemaak is in die bloed van die lam. Die enigste manier hoe jy deel kan kry aan daardie geloofsgemeenskap is slegs uit genade deur die bloed van die lam. 'n 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 'n
Maar wie kan nou deel kry daaraan? Watter mense? Elkeen wat in berou na Jesus Christus terugkom. Elkeen wat gewas word deur die bloed van die lam. Dis al. Geen ander vereiste nie. Geen onderskeid tussen volk en taal en kultuur en taal en geslag, of rykdom of status of wat ook al. Niks. Elkeen wie gewas is deur die bloed van die lam, is deel van daardie skare. En aan hulle kom hierdie beloftes van God toe. En dan sluit hy hierdie hoofstuk af deur te sê dat God die enige Vader, Seun en Heilige Gees seën hulle. Hoe seën hy hulle? Hulle sal voor sy troon lewe. Hulle sal nie meer honger wees nie. Met ander woorde, as ons nou sien dat daar groot inflasie, hongersnood, dood en goed oor die aarde kom, dan kan hierdie skare mense wat deur God gered is, kan weet, hulle sal nie honger ly nie. As hierdie eindoordeel nou gaan kom, kan hulle weet, hy sal vir hulle daaglikse brood gee. Hulle Vader, verlede Sondag se diens, Psalm 139, die prentjie van verlede Sondag, toe die jong mense belydenis van geloof afgelê het. Hulle Vader sal hulle so vashou, hy wat hulle geken het, voor hulle geboorte, Psalm 139 staan daar, dat ek het jou geken toe jy in jou moederskoot gevorm is, ek het jou gedra. Hulle wat gemerk is op hulle voorkoppe, bedoelende geseël, met die seël van God beseël is, en wat gekom het, hulle sal beskerm word deur die eindoordeel. Hulle wie se klere met die bloed van die lam gewas is. Hulle sal nie dors wees nie, want die lam van God is die fontein van die lewende water, en hulle sal uit daai fontein drink, en hulle sal nooit dors kry nie. Al brand die vlamme van die hel in die eindoordeel rondom hulle, sal hulle nie verskroei nie. Hulle sal ook nie dors kry om hulle dors te les met al die ander dinge wat die wêreld vir hulle bied nie. Hulle sal tevrede wees. Hulle dors is geles. Hulle lewensdors is geles. En dan God sal al die trane van hulle oë afdroog, en dis die werk van God die Heilige Gees, want hy is die trooster. En as hulle dan huil, want daar gaan ook gehuil word, en geknars word op die tande, in hierdie eindoordeel. En wanneer hulle huil, in hierdie eindtye, dan sal God die Heilige Gees met deernis elkeen se trane afdroog en hulle vertroos. God sal by hulle bly. Ons gaan vanmôre oor tot die bevestiging van ouderlinge en diakens. Kom ons maak dit wat ons vanmôre hier gehoor het van toepassing, in plaas van om nou die hele formulier weer te lees. Ons gaan dit donderdag aand vir u gee, by die kerkraadsvergadering. Waarom ons is 'n kerk in Joubertina? Waarom is hier gelowiges in die Langkloof? Kom ons vra, miskien net eers weer die vraag. En wie is hulle? Wie is hulle? Wie is die mense met die wit klere aan in die Langkloof? Almal wie se klere gewas is met die bloed van die lam.
Ons sien dit. Ons sien hoe dat die kinders van die Here, wat gereinig is deur die bloed van die lam, ons sien hoe dat hulle mekaar se teenwoordigheid begin soek. Ons sien hoe dat die kinders van die Here weet, hulle gaan nie alleen regkom nou nie. Maar hoe dat hulle na mekaar toe kom en saam begin bid. Saam werk. Waar is ons arbeidsveld? Waar is die grense van die kerk? Die grense van 'n gemeente, die grense van die kerk in die Langkloof, is die grense van Jesus Christus se bloed. Of dit wijksgrense is, en of dit gemeentegrense is, bestaande grense, en of dit grense is van papiere, wat groepies mense in wyke by mekaar sit, terwille van die orde, dis goed so, laat dit so wees. Maar die grense van Jesus Christus, is die grense waar Jesus Christus se bloed vloei. Dit is die bedieningsveld van die kerk. Die grense van die kerk is daar waar die bloed van Jesus vloei en mense gereinig het. En wat is die taak van die kerk? Ouderlinge, diakens, broers en susters, wat is die taak? God se mense moet gemerk word. Dis al. Die getal moet volkom. Die engele staan met hulle hande en wag. Die stormwinde gaan kom, die einde is naby. Maar wag nog 'n bietjie. Stel die storm nog 'n bietjie uit totdat my dienaars op hulle voorkoppe met die seël gemerk is. Dit is hoekom ons kerk is, dit is hoekom daar ouderlinge is, dit is hoekom daar diakens is. Om God se uitverkorenes te merk met die seël. Dis al. En dan moet God se kerk versorg word, soos wat hy hier sê. Hier word gepraat nou van die uitverkorenes, van hulle wat glo, hulle gaan nie honger wees nie. Soos in Handelinge 1, deel hulle nou hulle kos met mekaar. Eet hulle in eenvoud hulle stukkie brood. Die kerk moet in hierdie tye mekaar versorg. Of dit nou die ouderling of die diaken se werk is, maar is ons almal se werk. Ons moet mekaar versorg, maar onthou binne die grense van God se uitverkiesende genade. Gelowiges moet saamkom en hulle moet saam staan en gelowiges moet versorg word. Ons gaan mekaar versorg. Die gelowiges gaan dit onderling doen in hierdie tye. Jesus wil hulle dors les en daarom moet gelowiges se dors geles word. Hulle moet gevoed word met die woord van die Here, nie met allerlei praatjies en debatte en allerlei, verskoon die woord, nonsens nie. Tyd daarvoor is lankal nou verby. Ons kan nie nou aande meer deurbring by 'n vergadering met allerlei dinge wat met die punt saak niks te doen het nie. Nee, daai dae is verby. Ons sal mekaar moet toerus. Toerus om te gaan dien, toerus om die woord te gaan bedien, toerus om te gaan bid, in die wyke en waar ons ook al by die werk is. Ons sal die woord moet bedien, mense sal die woord van God, die brood van die lewe moet kry, hulle sal by die fontein van die lewe moet uitkom, hulle sal moet drink uit die fonteine uit. Dit is wat ons moet doen, en mekaar se trane afdroog, en mekaar vertroos, nie vir mekaar trane veroorsaak nie, maar trane afdroog. En dit is die ouderling se taak, en dit is die diaken se taak, en dit is die wijkslede se taak, en dit is ons gemeente se taak,
Ons gemeente bedoel ek nou maar ons familie van NG Kerk, maar ons kan nie meer alleen nie. Ons kan nie elkeen sy eie dingetjie doen nie. Want ons moet saam, eendragtig saam bid en saam dien en saam werk. En dan gaan die Here van hierdie plek 'n nuwe plek maak. In 'n stukkende wêreld gaan hy sy koninkryk verder uitbou. En die Here gee vir ons daartoe die krag. Amen. Ons gaan vanmôre dan nou die verkose persone, wie se name hier genoem is en sodoende deur die gemeente goedgekeur is, dan vra om vorentoe te kom en om dan op die vrae te antwoord. Kom, ons begin dan by die ouderlinge. Die ouderlinge kan so hier by die mikrofoon se kant, by regterkant kom staan. En dan by Krakeel 3 vir Denui Strydom. By Hubertina A word Fanie Grinling Herkies. Fanie het verskoning as gevolg van gesinsverpligtinge, maar hy word net herbevestig. En dan by Hubertina Seewyk, Hanneke Brinkmeyer. Hubertina E, Herkies, herbevestig, Derek Vry. Ja, hulle kan maar weer kom. Ek weet dis ver, maar by Hubertina, nee, Huisvermosa, Marinda Schreiber. En dan die Hakens, Krakeel 1, Adrie Strydom, het sekerlik ook verskoning. Oscar Kongalwis, Krakeel 3, 242, Moelman, Olivier. Ek dink, begin maak so 1,5 maand daar, dankie Oscar. En dan ook by Hubertina A, Cheetah Strydom, het ek vir Cheetah gesien, hy het verskoning, ja. En dan Hubertina C, die Haken, Leani Marrie. En Hubertina D, Wensel van Jaarsveld. Nou, liewe broers en susters, die vraag waarop ons antwoord, of by hernuwing dan weer by bevestiging daarvan. In die eerste plek is jy seker daarvan dat dit God is, wat jou persoonlik geroep het, om hierdie diens te kom doen. Met ander woorde, dit is nie sommer net 'n werk om kerk in stand te hou nie. In die lig van vanmôre, met ander woorde, dit is God wat mense roep vir spesifieke take, in hierdie geval om mense te beseël met die woord van die Here en hulle na die Here toe te bring. Goed, tweede vraag, aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing? Wonderlik dat ons weer ook daardie bevestiging ook gekry het van ons kerkvergadering ook hierdie week. Net weer eens dat die stem van God deur die Ou en die Nuwe Testament, deur die werk van sy Gees met ons praat. En dit is mos waar ons hoor wat die Here vir ons wil sê. En verwerp jy al die ander leringe wat daarmee in stryd is. En dan 'n belofte, beloof jy om jou amp, soos dit aan jou voorgehou is, hier volgens getrou dan nou ook te doen, te vervul. En dan aanvaar jy ook al die medegelowiges hier, as dat hulle verantwoordelikheid het om ook jou te help om op die regte pad te bly. Goed, kom ons gee geleentheid vir julle om hierop te antwoord. Denai. Fanie is nou nie vanmôre hier nie, en dan Hanneke, Dirk en Marinda, die diakens in sy afwesigheid Adrie, en dan
Oscar, Moelman, Gita wat nou nie hier is vanmôre nie, Liane en Wensel. Ons wil vir julle bid en aan die Here opdra. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here ons God, Here wonderlik dat ons vanmôre net ook die versekering het dat U kerk in stand hou, dat U die skepping in stand hou, dat U regeer, dat U op die troon is, Here, en watter ongelooflike voorreg is dit om deur U geroep te word om ook 'n taak soos hierdie ook te vervul. Om ouderling te kan wees, om diaken te kan wees, Here, om die woord te kan verkondig, om 'n lidmaat te kan wees, om 'n kind van die Here te wees wat U seën en stuur. Ons loof U. Here, dit is die grootste voorreg wat 'n mens kan hê, naamlik om 'n kind van die Here in hierdie wêreld te kan wees. Almal van ons, Here, gelowiges. En om te weet, U maak daardie getal vol deur U kinders hier op aarde. Seën elkeen van hierdie broers en susters wat ook ouderlinge en diakens beklee, seën vir hulle in hulle wyke en ook, Here, daar waar U vir hulle wil gebruik. En Here, help vir ook die geestelike leiers veral ook, Here, van Hubertina gemeente, dat ons regtig ook sal nie dink oor die koninkryk en oop sal wees, Here, dat U ons kan gebruik in hierdie nuwe uitdagende en opwindende tye, om nie te dink oor die koninkryk, Here, want die tyd raak nou min, en dat ons die tyd sal uitkoop tot eer van U naam. Seën ook hulle huisgesinne, en dankie vir hulle samewerking, en dan wil ons vanmôre ook vir U dankie sê, Here, vir hulle wat nou ook in Amstermyn gedien het, en dankie vir die werk wat hulle gedoen het, en ons loof U ook vir hulle. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Neem. Goed, Elmarie, jy is welkom om ook dit wat jy op jou hart het vanmôre met ons te deel. Baie dankie. So, kan almal mooi hoor wat jy sê. Baie dankie. Môre gemeente. Ek is baie op my senuwees, so ek dink ek dalk vir Aaron vanmôre nodig om 'n bietjie te verwoord, want ek gaan dalk hakel. Ek wil net die getuienis wat ek vanmôre is absoluut van die Here af gewees en hy het hard op my hart gedruk, want ek kan hom net al die eer gee wat gebeur het en al daai dinge. Daar gaan ook nou nie genoeg tyd wees om die hele getuienis te gee nie, want daar het so baie gebeur en dat, ja, ek sal later op 'n ander stadium dalk meer sê daaroor. Maar niks kon my regtig voorberei op die ervaring wat ek persoonlik gehad het by die God's Karoo nie. Ons het die Vrydag al gery, want ons wou nou seker maak dat ons nou regtig waar niks mis nie. En toe ons nou haar aankom, het ons haar in die ramhokke gaan neskrop. Ons kom vrouens en dit was nou nog 'n vreeslike gesellige belewenis geweest, want al daai klomp vrouens in hulle tentjies en hulle stretchertjies en matrassies was nogal iets om te aanskou. Ons het die aand vinnige praise and worship gehad en daar sou 'n gasspreker gewees het, maar toe het sy haar beurt gemis van die praise and worship gaan toe te lank aan. Maar die Saterdag is my lewe heeltemal onderste bo gegooi. Daar is gepraat oor ek wat 'n probleem het, en as ek 'n probleem het, is dit altyd ek wat dit gaan oplos en ek het altyd die antwoorde en is nie heeltyd ek wat gaan voorvat en so aan. Voor ek myself kon kry het die damwalle se walle gebreek en die trane het gestort, want ek het net weer eens besef hoe skuldig ek is en ek kon net vir die Here om verskoning vra dat ek nou nie so getrou is aan sy woord nie. Net daarna het Dani Botha begin praat en hy het sy liedjie gesing en daar tref het my soos Dawid vir Goliat van voor getref het, reg van voor. Lei my na die waters waar daar rus is, soos 'n boom wat geplant is langs die water en vrugte dra. En Matteus 28 vers 19 wat sê, bekeer julle en laat doop julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, het vir my net daar 'n werklikheid geword. En ek het dadelik die vrede gekry om my te laat doop. Ek het my toe laat doop. Die Here het my lewe daar onderste bo gekeer. Sondagoggend,
toe maak die Here my 2:15 die oggend wakker, met 'n lied op my hart, en 'n lied wat ek nie kan vergeet nie, wat gaan, let your living waters flow over my soul, let your Holy Spirit come and take control. Daarna kon ek regtig nie slaap nie, en ek dog nou, aangesien ons so baie mense is, ek nou maar gou gaan stort, dan is dit ten minste agter die rug. Toe ek terugkom by die stres, toe ek nog steeds nie slaap, en ek dog, wag, dat ek nou maar gou my Bybel so 'n bietjie vat, en ek hierdie selfoon daarso, en so na ruk, toe ek al weer in die slaap geraak vir so 'n uur of wat. Maar, ja, dit het nou daar gelaat. Na afloop van die konferensie, het ek die volgende prentjie gekry. Ek het my lewensbootjie op die water gesien, wat dryf, en per geleentheid het die bootjie bietjie gekantel, met sekere geestelike ervarings en goedjies wat ek beleef het. Maar na die naweek het ek gesien hoe my hele bootjie onderste bo getiep is, en hoe ek onder die bootjie sit, en die Here bo. En dit was nou nogal vir my regtig fantasties geweest, want toe het ek net daar besef, ek is nie in beheer van my eie lewe nie, God is. En daai liedjie wat die Heilige Gees daai oggend vir my gegee het, hy vasgebrand in my hart. En van daai Sondagoggend nog tot nou toe, kan ek met eerlikheid in my hart sê, maak die Here my nog elke oggend wakker. Enige tyd van 11:30 tot 3:00 toe. En dit is die mees spesiaalste tyd in my dag, is daai gedeelte. Hy het maandagoggend vir my kom sê, maar vir my 3 skrifgedeeltes gegee, wat ek vir 'n persoon moes gaan gee, en gaan bid vir die persoon, en ek het gegaan, en dit was so bevredigend geweest, dit was, hoe sal ek sê, awesome. Hy stuur vir my drome in, maar dit is, een van daai dinge. Hy gee my toe weer 'n prentjie, weer van 'n bootjie, wat vasgeanker is in die hawe. En hy sê daar vir my, ek moet hom vertrou, ek my bootjie losmaak in die hawe, en ek moet uitseil na die diepsee toe, en daar moet ek hom gaan vertrou. Hy kom leer my van sy genade, en dit was nogal 'n baie spesiale les wat ek geleer het, want ek het altyd geweet God is genadig, maar ek het nooit die diepte van sy genade besef nie. Ek wil net afsluit om te sê, vertrou die Here met die onmoontlike, en God maak die onmoontlike moontlik. Wees gehoorsaam aan die Heilige Gees se stem. En dan wil ek ook net dankie sê vir ons Bybelstudiegroep, wat so fantastiese ondersteuningsgroep is, en wat ons regtig waar dra. En my lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. En ek weet nou vandag, my vertroue is nou volkome in die Here. Dankie. En die Here wil vir jou knus toevou in sy goddelike liefde. En hy wil vir jou dra deur hierdie week, en ons gaan dit vir mekaar ook bewys, en ons gaan mekaar ook so versorg. Daarom ontvang die seën van die Here, en gaan heen met sy vrede in julle harte. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal altyd by jou wees. Amen.